Goeiemôre, baie welkom. Ons is besig om te praat oor Koninkryk van God. Ons is besig om te praat oor ons posisie in Jesus Christus. En vanmôre wil ek net weer kyk na ons posisie in Christus, maar miskien van 'n ander angle af, as jy dit so kan noem. Dis belangrik, want dit frustreer my dat wanneer ek sien ons loop nie in alles waarvan Jesus betaal het voor nie. Baie mense sal sê die doel van Jesus op die kruishout was sodat jy eendag hemel toe kan gaan. Ek hoop nie dit is jou motivering nie. Ek hoop nie dit is my motivering nie. Dat ons eendag hemel toe kan gaan. Dis 'n bonus. Die rede hoekom God ons op hierdie aarde geplaas het, is om sy seun te verteenwoordig, om soos Jesus te lyk. Ek sê altyd vir mense, as jy 'n lemoen druk, wat kom uit? Lemoensap. As jy 'n Christen druk, wat kom uit? Dit moet Christus wees. Nee. Ja. As jy 'n Christen druk, wat moet uitkom is Christus. Maar ek vind dis nie altyd Christus wat uitkom nie. Dis die eie ek en my reëls en my ego en my regte en my die. En ek wil vir jou vanmôre sê, ek wil jou bemoedig, jy het nie regte in die koninkryk van God nie. Die koning regeer. Hy is die koning, hy maak die reëls, hy het sy lewe kom aflê vir jou, sodat jy jou lewe kan aflê vir hom. As jy dit nie doen nie, gaan ek en jy frustreerd wees in hierdie lewe, gaan ons gefrustreerd wees in ons geestelike wandel. As ons dink die doel was altyd net om eendag hemel toe te gaan en ek het dit gemaak, want ek het Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker, en ek is nou geseël, ek is nou gewaarborg deur God die Heilige Gees, dat ek eendag hemel toe gaan, en nou wat ek probeer doen, is ek probeer dit net deurmaak dag tot dag, tot daai dag, in the sweet by and by. Eendag is hy kom. Eendag, dis alwaarvoor ek wag, dis alwaarvoor ek kyk, en ons mis dit, wat Jesus vir my en vir jou kom doen het, om ons los te koop, en 'n wêreld te wys wat verlore gaan, 'n wêreld wat in donker sit, dat jy en ek is wat? Die lig van die wêreld. En wanneer ons lig verloor, is dit nie omdat die duisternis groter geword het. As ek hierdie ligte wil kleiner maak, wat moet ek doen? Ek bring nie donker in nie. Ek sê, kom ons bring nog donker in hier, dan gaan die lig. Dit is onmoontlik. Wat gebeur? Hoekom donker in? Ek dim die lig. Hoekom donker in my en jou lewe? Ons dim die lig wat ons moet wees in die wêreld, omdat ons so self gefokus raak op wie ek is, en die ou het my parking gevat, en my vrou het nie reg gepraat met my nie, en my kinders was ongeskik, en die was dit, en daai was dit, en ons vind dat die selflewe, of die ego-lewe, is so prominent, dat ons salk, en ons gee mekaar die silent treatment. Niemand ooit hulle vrou silent treatment gegee? Net ek, niemand anders nie? Nee, lyk my ek praat met die volwassenes in Christus. Nie die regte ding gedoen nie, en ek sê, in elk geval, ons gaan daaroor praat vandag weer eens. Die boodskap bly altyd dieselfde. Die boodskap was nooit, kom ons bid vir ons kinders nie, kom ons bid vir dit wat ons kort kom nie, kom ons bid vir dit. As jy dit wegvat uit jou verhouding met Jesus Christus uit, wat is oor? Dis wat saak maak, dis wat tel. Wat is oor as jy jou gebedlewe van, asseblief kyk na my kinders, asseblief seën ons, asseblief hou ons gesond, asseblief die, asseblief daai, asseblief dit, dankie Here. As ons dit wegvat, hoe lyk jou en my verhouding met Jesus Christus? Want as dit is hoekom ons hom gebruik, want ons doen dit. Ek sien kinders van die Here gedurig dit doen. Ag, sal jy net saam met my bid? Of jy vra hulle, hoe gaan dit met jou broer? Weet jy onder die omstandighede so en so, as ek net iemand kan kry om saam met my te bid. Dis alles goed, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die Bybel sê vir ons wat die prioriteit moet wees. Nee, julle ken. Soek eers die koninkryk van God, en al die ander dinge gaan vir jou bygevoeg word. Of jy glo dit of jy glo dit nie. As jy dit nie glo nie, dan jaag ons al die ander dinge,
En ons hoop dan om ergens die koninkryk van God te vind, en jy gaan nie. Jy kan nie dit anders te omdoen nie. Ons kan nie die koninkryk van God probeer inpas by ons lewenstyl nie. Jy moet jou lewe inpas by die koninkryk van God. Dis belangrik. Dis belangrik sodat dis nie 'n gebed sodat die Here my kan hoor en ek is meer geld nie en ek is meer gesond as ander nie en ek is meer dit nie. Dis alles bygevoegde wat die Here byvoeg uit sy goedheid en genade vir my. Die hoofdoel vir my en vir jou is om gevorm en te lyk soos Jesus. Ja, maar ek kan nie, dis omdat jy dink jy kan nie. Dis omdat ons glo ons kan nie. Dis omdat ek glo ek kan. Daar's nie 'n manier hoe ek nooit omgekrap kan wees nie. Daar's nie 'n manier hoe ek nooit vreesagtig kan wees nie. Daar's nie 'n manier hoe ek nooit angstig kan wees nie. En ek sê nou vir jou vandag, jy kan. Ek gaan dit oor vir jou. Hoekom? Want jy's gees. En God het in jou gees ingetrek en jy's nou die tempel van God en hy bly nou waar? Aan die binnekant van jou. Dit help nie jy soek hom aan die buitekant nie. Hy's aan die binnekant van jou. Daar is 'n gedeelte van jou wat gevul is met God die Heilige Gees. En as ek daaruit lewe en daaruit my siel verander, jou Christelike wandel gaan net so suksesvol wees as wat jou siel gesondheid is. Jou siel is jou emosies, jou gedagtes en al daai plekke waar jy omgekrap is. Ek het hier voorheen geleer. Die een vraag wat ek myself altyd vra, is watter deel van my is nou omgekrap? Kom ons sê, ek ry, ek wil park en hier kom tannie Susie en sy getrek nou voor my in. Ons het onlangs en ek was verstom. Ons het opgegaan na ek dink Rita het vir ons gesê van hierdie bazaar in Mount Crevet. Ons het gegaan. En in die parking lot. Ek lieg nou nie, né? Ons nou vir 'n kerkbazaar, né? Dis 'n kerk wat dit aangaan. Nou kom die een ou wag vir die parkering. 'n Ander tannie kom en sê, "Tjoep in." En die ou staan daar en nou klim hulle uit. En nou moet jy hoor hoe gaan dit aan. En ek was eers en jy nie gesien waar's ek nie. Jy nie gesien nie, as jy nie daai nie. En as 'n parkering reg langs hulle, is daar oop parkering. Maar ons, jy kan nie glo nie. Het jy my nie gesien nie? Ek het die hele tyd daar gestaan. Hoe kon jy my nie sien nie? Ek wil in reverse, jy in. En nou kyk nou. En nou, ek gaan nie skuif nie. Skuif jy. Gee my jou nommer. Ek vat sommer 'n foto van jou kar. Ek vat 'n foto. Ons sal dit nooit doen nie, né? Daar's 'n uitnodiging om soos Jesus te wees. Daar's 'n uitnodiging om dood te wees vir jouself. Nie half dood nie. Half help nie. Jy's of heeltemal dood of jy's nie dood nie. Jy's saam met hom gekruisig. Jy lewe nie meer nie. Maar jy het die idee van my reg en my en jy het my verkeerd gedoen. En ek hoor mense praat, ek sal hierdie nooit vergewe nie. Dit wat hulle gedoen het, ek sal hulle nooit vergewe nie. Jy het geen benul van die gevangenis wat jy jouself insit nie. Geen benul van wat jy aan jouself doen wanneer jy mense se oortredinge teen hulle hou nie. Ek wil vanmôre vir jou uitnooi. Jy wees dood. Ek is dood vir mense se opinies en wat hulle sê en wat hulle dink en hulle dink my kuif moes die kant toe gewees het in plaas van die kant toe. Ek het nie 'n kuif nie. Ek weet dit. Ek het besef ek is heeltemal, daar's nie kuif nie. Ek is okay. Maar jy weet dit maak nie aan my saak nie want ek is saamgesmeld saam met Christus en nou is ek besig om my siel te vernuwe want my siel wil die hele tyd vir my sê, het jy nou gesien wat sê daai een? Het jy nou gehoor wat doen daai een? Kyk nou wat daai een. Kyk nou en dan praat ons onder mekaar. Het jy nou gesien wat daai Pieter nou weer gedoen het? Ek kon nie glo nie. Weet jy, hy's nou apparently 'n kind van God. Maar weet ek dink ons moet 'n gebedsgroep stig. Almal vir hom bid. Ek dink jy moet net soos Jesus word. Dis maklik. Nie maklik om soos hom te word nie, dit kos jou lewe. As jy agter hom wil aankom, moet jy jouself verloor. Jy kan nie hy en jy nie. Dis of hy of jy. Dis nie 'n mengsel nie. Dis die ding, ons het hierdie idee van dit was 'n self-improvement werk wat God kom doen het toe hy ons ingetree. Hy het ons ou mens beter gemaak. Dis nie wat die Bybel leer nie.
Hy het nie jou ou mens beter gemaak nie. Hy het 'n nuwe skepping gemaak, iets wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Dat toe jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, toe gebeur daar iets aan die binnekant en 'n nuwe skepping kom uit wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Nie voor die ou mens nie en die ou mens die en die ou mens daai nie. Ek is dood. Ek reken myself dan dood. Ek reken myself. Beteken dit ek voel altyd dood? Ek reken myself. Dit is asof ek boekhouwerk doen. Ek reken myself dood. Hierdie een het dit gesê, daai een het dit gesê, die een het my verkeerd gedoen, daai een sê die, daai een dit, hulle het my valslik beskuldig, hulle het die gedoen, daai gedoen, en ek reken myself dood. Ek skryf oor dit, dood. My vrou het nie die regte ding gedoen nie, my man het nie die regte ding, my kinders nie, en ons word so vasgevang in hierdie lief. Hoe kan 'n lig skyn? Die Bybel sê vir ons, as jy die lig van die wêreld is, moenie hom onder 'n emmer gaan sit nie. Hoe sit jy 'n lig onder 'n emmer? Presies so. You become offended. Hoe gaan jy skyn? Hoe gaan jy ander mense behandel as jy deur daai selfde filter na mense kyk? Vanmôre wil ek met u praat oor die gelowiges en ons gaan lees uit Hebreërs hoofstuk 11. Ek almal ken die hoofstuk. Dis die hoofstuk van geloof. En ek gaan net die laaste gedeelte vir u lees. Want ons het hierdie idee dat alles loop altyd reg in die koninkryk van God. Ek het nie stryd nie, ek gaan nie dien nie, jy is onder 'n wanindruk. Dis nie of jy in die storm is of nie, dis hoe jy reageer terwyl jy in die storm is. Ons het gepraat, as daai lemoen gedruk word, wat kom uit? As jy gedruk word as 'n kind van God, wat kom uit? Dis belangrik. Ek bly dieselfde goed oorsê en oorsê en oorsê en oorsê. Hoekom? Totdat ons in die gestalte van Jesus is en daar buite loop. Ek gee nie om oor die binne nie. Ek gee nie om hoe nice ons is met mekaar die binne nie. Dit pla my niks. Dis outomaties want ons is familie. Ons is kinders van God. Ons dien dieselfde God. Dit maak nie aan my saak hoe fantasties ons die binne is nie. Wat saak maak is hoe is jy ons daar buite? In 'n wêreld wat verlore gaan, 'n wêreld wat hom nie ken nie, 'n wêreld wat so vloek en skel en whatever, en jy moet in die middel van hulle wees, en alhoewel ons in hierdie wêreld is, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is besig om deur te beweeg na ons hemelse toe. Maar God het vir my en vir jou gesit in hierdie oomblik, in hierdie tyd, om te wees alles wat hy wil hê jy moet wees, en jy moet meer lyk soos Jesus. So terwyl ek en van haar verwag, my vroutjie, sy skuld my niks. Terwyl ek vir die volgende, hulle skuld my, die een skuld my, daar, mense, jy skuld, niemand enigiets nie, behalwe om wat te doen, om hulle lief te hê. En as jy nie seker is hoe die liefde lyk nie, gaan lees die boek van Korintiërs, gaan lees oor die liefde. Hoe lyk die liefde? Soek nie sy eie belang nie, hou nie 'n kwaad nie, hou nie mense se dinge teen hulle nie. En ons wil dit nie, ons, hy vat ons nou te ver. Luister vir my. Ek is bly jy sit 'n bietjie ver, uitgekom. Luister vir my. Jou lewe is weggesteek in hierdie Christuslewe wanneer ek en jy werklik waar sterf tot wat in ons daaglikse lewe aangaan. En ons is lewend tot God. Wat 'n voorreg om in 'n oggend wakker te word en jou oë oop te maak en sê, Here, wat 'n wonderlike geleentheid om weer soos Jesus te wees. Wat 'n wonderlike geleentheid om my vrou lief te hê met my hele hart, my kinders lief te hê. Wat 'n wonderlike voorreg. En verby die spieël te loop en vir myself te sê, hey, jou handsome ding. God is in jou. Vandag is alle dinge moontlik. Vandag gaan jy hierdie is 'n dag wat die Here gemaak het. Jy gaan jubel, jy gaan juig. Jy gaan jou God al die lof gee en al die prys gee en al die aanbidding gee. Jy gaan nie omgekrap word nie. Jy gaan nie dat enige mens se woorde jou omkrap nie. Jy het klaar besluit, jy het klaar opgestaan, jy het klaar jou gedagtes gerig. Jy weet wie in jou bly. Groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. Wat het in die wêreld? Wie gaan jou skei van die liefde van Jesus? Wat gaan jou skei van die liefde van Jesus? Jy's handsome, jy's aantreklik, jy's amazing. Gaan uitdaag, gaan verander die wêreld met die liefde van Christus. Is dan baie verder as Here, is maandag, gee my net my hoop, ek bid nou maar net dat U my sal deurdra tot at least tot tea time. En dan tea time sal ek maar weer bid en dan kom nou man.
Christus lewe in my en in jou. Kry net jou aandag van jouself af. En wie ons is, dink ons identiteit is so vasgevang. Want die klein was my onderwyser het nou vir my gesê, ek weet hoe dit voel. Ek het arm groot geword. En baie tweedehandse skoolklere gehad. Weet jy, voel dit wanneer jy by die skool kom en almal het nuwe blazers en hulle spot jou want jy kom van Vitas af of whatever. Jy's in Housing Commission. Spot jou. Jy nie goed genoeg nie. Gaan by 'n kunswedstryd, jy het nie eens 'n baadjie nie. Nooit vergeet, jy gaan na die kunswedstryd toe. Ek voel so, my ma was 'n animated drama queen. Sy het my in elke kunswedstryd ingeskryf wat beskikbaar was. Nee seun, jy gaan gediggies sê. Nee seun, jy gaan sang. Nee, ons is hier. Volksspele, kore, Drakensberg Seunskoor, die koor, daai koor, hierdie kant toe, daai kant toe. En ma loop net te trots. En as mense kom, jy weet as mense kom. Hulle is nog eens by die voordeur in met die paadjie of iets nie. Hoor gou hoe sing hierdie twee van my. Op die klavier. So trots en so amazing. Dan gaan ek na die kunswedstryd toe en sy sê vir my, sing hierdie liedjie, jy moet animated wees. Jy moet ag, my hart, ek ken nou nog die lied. Kan jy dit glo? Na 50 jaar en ek nou nog die lied. Ag, my hart, my rooi haar vroutjie. En dan gaan ek en ek sing. En ek is klaar, nou deel hulle die sertifikate af. En as jy by die kunswedstryd weet, dan begin die groen. Die groen is nou die wat nou nie so goed gedoen het nie, maar dit is ietsie. En dan gaan hulle silwer toe en my naam word nie geroep nie, en hulle gaan goud toe en my naam word nie geroep nie. Weet jy wat is my eerste gedagte? Ek kry niks want ek nie 'n baadjie. Dis my gedagte. Want almal het gesê jy's niks werd nie, jy kom van daar af, jy speel in die vlei met parras en slyk en modder en dis okay. Dit was hulle opinie. Hulle was beter af. En die tannie gee die sertifikate uit. En toe sy nou klaar, toe sê sy, daar was nou een jong man vandag wat gesing het. En ek dacht, hierdie is net nog, ek moet hardloop of iets. En sy sê, alhoewel hy nou nie 'n baadjie aangehad het nie. Sy sê, het hy my nou geroer vandag. So daarom, die enigste diploma wat ons weggeef vandag is aan hierdie Johan Duisel. En ek kry net so 'n diploma. Plus, goud plus goud of whatever. Yes, ek was impressed. Dan kom by die skool, en natuurlik, nou dat jy diploma het, nou wil almal hê jy moet sing. Toe nou die maandagoggend die saal wat die byeenkoms is. Johan Duisel het 'n diploma gekry. Johan, kom sing bietjie vir ons liedjie. Ek het daai liedjie gesing. Ek het hom gesing. Waar ook al ek gaan, het hom gesing. En toe begin die kinders my spot oor die diploma. Want toe begin die laaitjie sê, jy's 'n softie, wat hierdie gesingery. Want toe aan die einde van die jaar, toe wen ek die mees veelsuidigste performer want ek het atletiek gedoen, en rugby gedoen, en ek het gesing, en volksspeel, beste volksspeler, en ek het gesing in die koor, en ek was 'n ma se droom. Sy het net stem. En dan so spot hulle my nou, sê hulle, jy weet, jy kyk nou daai sertifikaat, jy's nou 'n Nancykie en whatever. En toe vat ek die sertifikaat, toe skeer ek hom op voor hulle, om te kan wys, jy weet, dit pla my nie. Maar in my hart breek dit. Die identiteit van dit kan jy vorentoe vat, en wanneer jy in verhouding met God loop, was my hele verhouding met God was gebaseer op my performance. Hoe goed ek is. Totdat ek Jesus leer ken het en begin besef het, daar's niks wat ek kon doen of gedoen het om sy sendingwyse oor my te verander nie. Terwyl ek nog 'n sondaar was, het hy vir my gesterwe. En hy het in my ingetrek en hy het vir my 'n nuwe identiteit gegee. Hy het homself kom bevestig in my en hy het nou vir my gesê, al daai negativiteit, al daai hartseer, al daai pyn, al daai goed wat hulle gesê het, is nou gekoop.
Ek het dit gekoop met my bloed. Dit behoort nou aan my. Dis nie meer joune om te dra nie. Dis nie meer joune om na te sorg nie. Dis nie joune om na te dink nie. Jy hoef dit nie te oorweeg nie. En wanneer die vyand opkom en vir jou sê, onthou jy dit, dan sê jy vir hom, asseblief gaan praat met Jesus. Dit behoort aan hom. Hy het dit gekoop. Nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed. Ek verstaan wat Jesus vir my gedoen het om my vry te maak, om te wees alles wat hy wil hê ek moet wees, en die opinies van ander maak nie of bepaal nie my identiteit op my waarde nie. My waarde was bepaal deur dit wat vir my betaal was. Jou waarde word bepaal deur dit wat vir jou betaal word. Wat was die persoon bereid om te betaal vir jou om te wees alles wat hy wil hê jy moet wees, wat hy jou gemaak het? Hy was bereid om sy eie seun vir jou en vir my te gee. Mag dit ver van ons af wees om te dink, dit was net om my hemel toe te kry. Mag dit ver van ons af wees om te dink, dit is net eendag, dis al wat die doel was. Die doel was nie dit nie. Is jy reg, kan ek preek? Ek wil met u praat oor die mense van geloof. Ek gaan die laaste paar skrifte uit die boek van Hebreërs uitlees vir u. En dan wil ek hê ons moet onsself meet oor ons. En ek sluit myself absoluut in. Ek is 'n ander mens as wat ek 'n jaar terug was. Ek is 'n ander mens as wat ek 2 jaar terug was. En ek gaan 'n ander mens wees in 'n jaar se tyd. Ek gaan môre 'n ander mens wees. Want ek gaan hierdie woord glo en ek gaan God my laat verander in die gelykheid van sy seun. Ek hoop dat by die einde van my mense sê al vir my, hoe weet jy het geestelik gegroei? Ek gaan na haar toe en ek vra vir haar en ek sê vir haar, is ek anders as toe die jaar begin het? Is ek kinder? Is ek nicer? Is ek meer geduldig? Lyk ek meer soos Jesus? Dis die enigste vraag wat sy hoef te antwoord. As sy sê nee, dan het ek die merk gemis. Maar as sy sê, ek sien jou daagliks, ek sien jou werk, ek sien hoe gee jy jouself vir hierdie lewe om te wees soos ons koning, dan is ek besig om suksesvol te wees. Dis nie hoeveel wonderwerke ek gedoen het nie, hoeveel dinge ek gedoen het nie, hoeveel mense ek impress het nie, dit is hoeveel ek lyk soos sy seun. Die doel was nooit eendag om my te kry om hemel toe te gaan nie. Die doel was altyd om my te kry om die vorm van sy seun aan te neem. Dis hoekom sy seun gekom het en vir my gewys het wat is moontlik op hierdie aarde in 'n mens wat in verhouding met sy Vader loop. Want as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ek wonder hoeveel van ons kan vandag sien. As jy my gesien het, het jy Jesus gesien. Jy kan nie dit sê nie. Jy's reg. In jouself, wie, waar? Jy bestaan nie eens meer nie. Jou ou mens bestaan nie meer nie. Dis 'n nuwe skepping. Wat nie bekommerd is nie, wat nie kwaad raak nie, dis 'n nuwe skepping, vriend. Ons is 'n nuwe skepping. Kom ons leer van ons gelowige vriende in Hebreërs 11 en ek lees vanaf vers 33. Die Bybel sê wat hulle gedoen het deur hulle geloof. Wat deur die geloof koninkryke oorweldig het. Wanneer laas ek en jy 'n koninkryk oorweldig deur ons geloof? En weer eens, asseblief hoor my hart. Dis nie 'n kritisie nie. Hierdie is nie 'n kritiese boodskap om vir jou te wys hoe swak jy is nie. Inteendeel, dis 'n boodskap om ons oë oop te maak op wie ons regtig is. En op te hou luister na die leuns van die vyand wat vir jou sê, jy is nie dit, jy kan nie dit wees. Dis te moeilik. Jy kan nie soos Jesus wees nie. Absoluut jy kan. Hy bly dan in jou. Maar ons siel moet vernuwe word. Ons kan nie gelykvormig word aan die wêreld nie. Ons word verander deur die vernuwing van ons gemoed, deur anders te dink. Jy moet anders te dink oor jouself. Wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, bekke van leeu's toegestop het, die krag van vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug het, krag uit swakheid ontvang het, dapper gewees het in die oorlog, nie net in fisiese oorlog nie, in geestelike oorlog, dapper gewees het in oorlog, leers van vreemdes op die vlug gedryf het, vroue het hulle dode deur opstanding teruggekry,
en ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te kan verkry. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenes. Hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag, hulle is versoek, hulle is deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het my baggie gevat. My vrou is opset met my. Ag, ek kan nou nie glo die nie. Ek kan nie glo daai nie. Lees hierso. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spelonke en skere in die grond. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, hulle het 'n getuienis gehad in hulle hart, hierdie God is goed, het hulle die belofte nie verkry nie. Wat? Al dit gedoen vir niks. Ek het gebid, jy weet nou 5 minute en God het nie geantwoord. Ek het gebid, is nou amper 'n maand. Niks het verander nie. Ek moet maar weer bid. Ek dink nie God het my gehoor nie. Regtig? God het jou nie gehoor nie. Hy wat hier in jou magie bly, in jou pensie. Jy kyk net af en daar sy. Die God wat sê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy het nie gehoor toe jy bid nie. Hoekom nie? Jy weet mos maar. Nee, ek weet nie mos maar nie. Ek wil hê jy moet my verduidelik want ek weet nie waarvan jy praat nie. Ek het voorheen geweet waarvan jy praat. Toe ek nog self bewus was en gedink het dat my goedheid en dit wat ek doen en hoe heilig ek is, beïnvloed God, toe ek dit nog was. Maar ek is nou die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is 'n nuwe skepping. Ek kan nie weet waarvan jy praat nie, want ek lewe dit nie meer nie. Ek het reken myself dood toe die ou lewe en lewendig tot God. Dis 'n ander manier van lewe vir my en vir jou. Hulle nooit die beloftes ontvang nie. Bereid om gesaag te word, bereid om bespot te word, bereid om geseësgeestel te word vir hierdie God wat hulle dien, hierdie geloof wat hulle so sterk vashou. Nou sê die Bybel vir my en vir jou, wat nou van my en jou? Hoofstuk 12. Daarom dan, omdat jy nou al dit weet, omdat jy nou weet wat hulle deurgegaan het, omdat jy nou besef deur geloof wat hulle gedoen het deur geloof, deur te glo in hierdie God, deur te glo in hierdie koning wat ingetrek het, deur te glo hy is met my, deur te glo waar ek is hy. Woe! Ek en jy moet begin glo. Ons moet begin glo. Hy is in my, hy is by my, hy is saam met my, hy is besig om die wêreld te verander deur my en ek het eintlik niks daarmee te doen nie. Ek dra hom rond en waar daar geleentheid is. Hy is amazing. Mense sê vir my, jy weet nie of hy meer gesond maak nie, weet nie, vriend, luister, ek verstaan nie hoe dit werk nie. Ek weet nie hoekom hy seker mense gesond word, ander word nie gesond nie. Maar ek weet een ding, hierdie God wat ek dien is 'n goeie God. Ek ken nie die antwoorde nie, maar wanneer ek hom sien, aangesig tot aangesig, gaan ek weet. Maar ek het onlangs weer 'n vriend gehad, die diagnose was swak. Maagkanker, 'n rare stomach cancer. Hulle het hom oopgesny, hulle het ding van dit gevat, wat jy weet 'n sampel gevat en hulle het 4 spesialiste bymekaar gekry met hulle weet nie wat dit is nie. Maar hulle weet dit was ernstig en hy het my gebel, ek het hom toe gaan kuier, ek het by hom gesit, ek het hom gesê ek gaan bid, ek het vir hom gesê, dit is my woorde. Daar is omtrent 99 uit 100% persone wat saam met jou gaan glo dat die Here met die chirurg gaan wees, dat die Here met die dokter gaan wees. Ek glo in dokters. Nie vir dokters was nie, was meeste van die kinders van God dood. Maar die realiteit. Ek glo in dokters. Moenie dink dit. Maar ek het hom gesê, daar's 99 mense wat gaan glo dat dit gaan met jou herstel gaan goed wees, die dokter gaan amazing wees. Ek gaan die een wees wat gaan sê ek gaan glo die kanker gaan verdwyn. Hoekom nie? Ja, maar wat as jy verkeerd is? Ek het nie 'n reputasie nie. Ek het nie 'n reputasie nie. Ek doen net dit wat hy sê. Jy sal jou hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Dis wat ek glo.
En ek het vir hom gebid en ek gesê, I'm going to be the only one probably that's going to believe that. En ek en Tash was weg vir die naweek, ons was Harvey Bay, ek loop in BCF, my foon lê hierdie ou. Hy sê, ek wil net vir jou sê, I had an aneurysm, it's disappeared. I said, wow, that's amazing, mate. So how are we going with the rest of the body? I said, yeah, we got the specialists together. They looked at the body, there's no cancer. They can't find it. They can't find it. It was there a couple of days ago, but it's not there anymore. Hierdie Jesus is 'n werklikheid vir my en vir jou. En hy bly in my en hy bly in jou. Luister wat sê die woord van die Here vir nou vir my en vir jou. Daarom dan, omdat julle al hierdie weet, terwyl ons so 'n groot wolk, hulle is 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê. Elke las wat sê hy kan nie. Jy moet die las aflê. Elke angs, elke vrees, elke proef, lê dit af. Hy sê nie beheer dit nie. Ons moet elke las beheer. Dis nie wat hy sê nie. Ek gaan net my anxiety beheer. Hoekom? Lê die ding af. Lê die ou lewe af. Nie beheer hom nie. Ek sê masjien, ek het 'n bietjie patience nodig, 'n bietjie selfbeheersing. Jy het Jesus nodig. Jy het Jesus nodig en dit wat hy van jou sê, dis al wat jy nodig het. Asseblief luister vir my, hierdie waarheid vat 'n moeilike ding om te gryp en in jou hart in te sit. Maar as jy hierdie tenacity in jou begin kry, ek weier om te bekommerd te wees. Ek weier. As bekommerd kom, want dit sal kom. Die vyand gaan jou aanval. Ek weier. Ek sal nie bekommerd wees nie. En wanneer ek voel daai gevoelens kom, dan sê ek vir daai gevoelens, dan vat ek daai gedagte gevange. En ek sê vir daai gedagte, jy kan my nie bang maak nie. Want in die storm, weet jy wat? Ek is nou opgewonde. Weet jy wat? Jy kry 3 manne in 'n vuur. En die koning sê, weet jy wat? Ek sal julle wys. Ek gaan hierdie vuur 7 keer warmer maak. Ek sal julle 'n les leer. Want julle sê mos, hierdie God wat julle dien, hy sal julle uittrek. Hy is die een wat julle sal verlos. Ek sal julle wys. Hulle sê vir die koning, hulle sê, weet jy wat, daag hy nie op nie. Is alright. Dan brand ons tot as. Okay. Want ons ag nie ons lewe as enigiets tot onsself nie. Ons ag ons geloof in hierdie God wat ons gemaak het en 'n doel en 'n purpose in jou lewe gesit het. Ons ag hom hoër as enigiets anders. So maak jou vuurtjie 7 keer warm. Soveel so vriend dat hulle van daai manne en terwyl hulle in die vuur gooi, verskroei die manne wat hulle in die vuur gooi. En die 3 oudjies loop aan daai vuur rond. Het God die vuur weggevat? Dis wat ons op het. Ag Here, vat net die vuur weg. Vat net die storm weg. Ag Here, vat net hierdie verdrukking. Vat net hierdie ding weg. Vriend, hy gaan dit nie wegvat nie, maar hy gaan jou deurvat. Hoe reageer jy? Ek weet nie iemand bel. Ek weet nie hoe ek gaan maak nie. Of staan ek en jy op aan die binnekant en sê groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Hierdie vuur kan hulle maar warm maak. En al daag hy nie op nie, in hierdie vuur sal ek hom loof en sal ek hom prys en sal ek sê, terwyl ek gesjakkel is, terwyl ek in die tronk sit, terwyl daar geen lig is nie, terwyl ek geen kos kry nie, terwyl hulle my gesel, gaan ek vir jou sê, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou altyd in die Here. Hoe kan jy dit sê, Paulus? Weet jy, verstaan jy nie waar jy is nie? Verstaan jy nie, jy is toegesluit nie? My omstandighede beweeg my nie. Woo! Breek myself happy. Ek weet dis anders. Ek glo nie die kerke in die straat af gaan hierdie boodskap vir u preek. Hulle gaan vir jou 'n motiverings speech gee om hoe om beter te wees. Is bitter min mense wat praat, jy moet dood wees. Jy moet dood wees. En hy moet deur jou lewe. En wanneer jy dit doen, begin jy voel soos 'n ander persoon.
Wanneer jy jou vrou en jou man jou prioriteit maak, jou kinders jou prioriteit maak, en dit gaan nie oor jou nie. Ek het so min slaap gekry. Die kinders met jou mag wakker gaan. Daai en my man het my nie eens gehelp nie. Weet jy wat, ek weet nie wat gaan aan met hom nie. Hy is so, die en so en daai en so staan. Wanneer ek omdraai en sê, wat 'n voorreg om hierdie kinders te hê. Wat 'n voorreg om te weet dat die God wat hulle gemaak het, verstaan hulle het nie geslaap nie. Hierdie God wat hulle gemaak het, verstaan ek het nie geslaap nie. Hierdie God wat hulle gemaak het, is my sterkte vandag. Hierdie God wat hulle mag in my kop oplig. Hierdie God van vandag gaan die omstandighede om. Ek loof en prys hom. Dankie Here. Dankie vir die voorreg wat ek kon gewees het om 'n ma te wees, om nie te kan slaap nie, maar ek kon na my kind kyk. Om nie te kon slaap nie terwyl ek my man lekker laat slaap. Ek het hom nie eens wakker gemaak nie. Ek het hom nie eens geroer nie, want weet jy wat? Dit is Christus in my. Die Christus in my wil u wys. Hoe sal u dit hanteer? Ek sê vir u, as jy begin Jesus volg in die Bybel en sien hoe hy dinge hanteer het en ons begin so leef, dan gaan ons 'n verskil maak. Dan gaan hierdie kerk vol wees. Dan gaan mense kom in die koninkryk van God. Ons kan vir hulle sê die hele tyd hoe lief God hulle het. Totdat jy hulle wys hoe lief hy hulle het, gaan niks verander nie. Die verantwoordelikheid is by my en jou om Christus te model. We have to model Christ. Kry jy dit altyd reg? Nee. Gaan jy dit altyd reg kry? Seker tot Jesus kom? Nee. Maar terwyl my motivering is ander, terwyl hierdie gesindheid in my is wat ook in Christus was, gaan ek en jy baie meer per toeval reg kry as wat ons ooit doelgerig reg gekry het. Koning lewe in ons, terwyl ons nou omring is met so 'n groot wolk van getuienis. Laat ons elke las af lê, die sonde wat ons so maklik sonde omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Nie die wedloop wat agter jou lê nie, die wedloop wat voor is, met volharding. Dit vat volharding. Dit vat tenacity. Dit vat, ek weier om bekommerd te wees. Ek weier dat hierdie omding, wanneer die nuus kom en hulle sê dit en dit en dit, en alles in jou en almal om jou sê vir jou, dis onmoontlik, jy kan nie dit, wat van jou emosies, jy moet jou emosies, jy moet dit deurgaan. Ek verstaan hartseer. Ek verstaan wanneer mense verloor. Ek sê nie jy kan nie huil nie, ek sê nie jy kan nie treur nie. Ek sê jy kan nie daar bly nie. Jesus het geween. Jesus het gehuil. Maar hy het nie daar gebly nie. Jesus het in die tuin van Getsemane uitgeroep, as dit moontlik is, Vader, vat hierdie beker van my af weg. Maar nie my wil nie, maar u wil geskied. Baie van ons, vat die beker weg. Hy vat nie die beker weg nie. Dan ons sê nooit, laat u wil geskied. Asseblief, vat net die beker weg, vat net die beker weg. Daai 3 manne in die vuur, tot die 4de man opgedaag het, en die koning hulle uithaal en sê, julle ryk nie is soos vuur nie. Wie is julle God, hierdie God? Mag ek en jy so getuienis dra van die God wat ons dien, dat mense nie confused sal wees oor wie jou God is. Sy naam is Jesus. Hy bly in my, hy is die antwoord van die wêreld. En die Bybel sê nou vir ons, en nou moet ek jaag, want ek het nou baie tyd gevat. Vers 2, die oog gefestig op Jesus. Dis jou enigste plek waar jou oog moet wees. Nie op my broer en my suster en jou oog gefestig op Jesus. Die leidsman en volëinder van die geloof. Hy is die een wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra het. Wat was die vreugde wat vir hom voorbehou is, dat hy deur al daai sonder om sy mond oop te maak, dat wanneer hy op die kruis uithang en hulle het hom uitmekaar uitgeruk en hy is besig om sy lewe te gee, dat hy dit sal sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat kon die vreugde wees? Ek glo vandag die vreugde was, hy het jou en my gesien, en hy het geweet, daar gaan 'n groepie mense wees, in Robina Town Center, 2024, wat gaan weet wie ek is, en hoe ek in hulle kan lewe, want ek gaan weer my vesting in hulle kom maak, ek gaan opgaan na my Vader toe, ek gaan my Heilige Gees stuur, hy gaan binne in hulle kom bly, en hulle gaan my verteenwoordig, waar ook al hulle is, waaroor hulle ook al gaan, hulle gaan mense seën, hulle gaan hulle vyande seën, hulle gaan hulle wat hulle vervolg, gaan hulle bid, hulle gaan, wanneer
wanneer mense vir hulle 'n myl afdwing, gaan hulle 2 myl saamloop. Wanneer iemand hulle baadjie wil vat, gaan hulle 'n onderbaadjie ook gee. Wanneer hulle op die gesig klap, gaan hulle die ander wang draai. Hulle gaan net 'n ander mense wees, anderste as die wêreld waarin hulle is. Dit is die vreugde wat hom voorgehou was en hy die kruis verdra, die skande verag en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Want julle, laaste vers en dan maak ons klaar. Want julle moet ag gee op hom. Dit wat hy nou gelees het, julle moet wat doen? Ag gee. Gee aandag, want dit is hoe hy verwag ek en jy moet lewe. Julle moet ag gee op hom. Wat die kruis verdra het, wat die skande verag het, wat alles gedoen het en nie 'n woord teruggeset het nie. Dit is die gesindheid wat in my en in jou moet wees. Want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van sondaars teen hom verdra het, sodat julle, en hier is die krats, luister mooi, almal se ore gespits, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Sodat jy in jou siel, jou gees is 100% reg. Daar's nie 'n probleem daar nie. Julle moet hierdie in ag neem, sodat julle in julle siele nie omgekrap raak en verslap. Dat jy nie deur jou emosies en jou gevoelens en jou gedagtes die mekaar raak. Ek weet dis arme ek kyk. Luister na wat jy sê. Vra jouself, watter deel van my praat nou? Watter deel van my is nou omgekrap? Vra die vraag en gee jouself die antwoord. Dis die eie ek wat ek wil en ek wil kwaad wees, ek wil omgekrap wees. Help jouself. Get over yourself. Of maak 'n besluit, sê weet jy wat ek sien, dit is die ou lewe, dis die ek. My man het dit bedoel, daai wat daai vrou gesê het, of daai man gesê het, hulle het tent toe nie bedoel nie, maar die filters in my hart sê vir my, hulle het my aangeval. Die filters in my hart sê hulle het my geoordeel. Die filters in my hart sê hulle die en die gedoen. Hulle het my gekritiseer. Dis die filters in jou hart. Vra jouself. Hoekom is ek nou so omgekrap? Daai deel van my is omgekrap. Is dit Christus in my? Hy's nou regtig omgekrap omdat hulle gesê het my hare is weet jou hare gesny. Cut and grind daar as jy wil weet, cut and grind, $20. Wat het jy nou aan? En ons mense bedoel dit nie, jy weet, mense het net die filters keer nie. En jy dink nee, regtig, as jy nou dit vir iemand sal sê. Maar vriend, wanneer ek en jy verander en ons kyk en ons sê, weet jy wat vriend, dit wat jy vir my dink, bepaal nie my waarde nie. Dit wat my vrou vir my dink, bepaal nie my waarde nie. Dit wat my kinders vir my dink, bepaal nie my waarde nie. My waarde was bepaal deur 'n koning wat sy lewe gegee het, om sy lewe terug te kry in my lewe, sodat ek hier kan wandel. En wanneer ek hom eendag sien en hom ontmoet, kan hy vir my sê, jy het wel gedoen, goeie diensknegt. Jy het my goed verteenwoordig. Ek het gesien toe hulle jou spot. Ek het gesien toe hulle agter jou rug praat. Ek sien toe hulle jou valslik beskuldig. Ek het gesien toe jou vrou dit gedoen het en dat gedoen. Ek het gesien toe die vyand die een gebruik het teen jou. Ek het gesien hoe jy reageer het. Ek het gesien hoe jy geglimlag het, hulle vasgehou het en gesê, ag vergewe my, toe dit nie jou skuld was nie. Toe jy niks verkeerd gedoen het nie. Toe jy die minste gewees het en gesê, weet jy wat, vergewe my. Ek is so jammer ek het jou omgekrap. Ek het niks daarby bedoel nie. Ek is so jammer. Toe jy goeie woord die grimmigheid afkeer, ek het dit gesien. Ek was daar toe jy gelewe het dit wat jy sê jy glo. Totdat ek en jy lewe dit wat ons sê ons glo, gaan ons nie verandering maak nie. Maar mag die Here ons uitnooi vandag, mag die Here ons krag gee en ons help om te wees alles wat Jesus wil hê ons moet wees. Ek gaan hierdie boodskap oor en oor praat op verskillende maniere totdat hy in ons gevorm is, totdat mense van hierdie kerk sê, hulle is Christus mense. Hulle is 'n Christuskerk. Weet jy wat, ek het dit en dit, want ek sien dit. Ek hou nie van sy manier van praat nie. Ek hou nie van dit wat hy sê nie. Ek stem nou nie saam met dit nie. Ek gaan maar 'n ander kerk toe. Dit is meer kalm en rustiger. Die dominee raak nou nie so opgewonde daar nie en whatever. En jy word nooit verander nie. En dan gaan jy daar en dan kom Tannie Susie en sy sê vir jou wat, weet jy sit op my stoel. Kan jy net so 2 keer oorskuif? En dan, ek kan nie
nie glo, hulle het my van my stoel. Ek gaan 'n ander kerk kry. Weet jy wat, ek het genoeg gehad van die klomp. Ek kan nie en Christus word nooit gevorm nie. Weet jy wat, ons lewe met mense, kinders van God, wat verskillende persoonlikheid het, wat verskillende probleme het, wat verskillende, ons gaan mekaar skuur. Ons gaan mekaar skuur. Ons gaan mekaar verkeerd verstaan. Daar gaan dinge wees wat ek van die vooraf sê, wat u gaan verkeerd verstaan. Daar gaan dinge wees wat u nie meer saamstem nie. Maar al wat ons vra, die uitnodiging is altyd, kan ons meer wees soos Jesus? Kan ek jou aanvaar? Soos wat jy is, jy's op 'n ander seisoen in jou lewe. Jou pad, kom ons sê ons is van hier A tot B. Ek is miskien hier so 2%, jy's miskien 50%, 70% verder gevorder. Asseblief moenie die 2% agterlaat en vir hulle sê, "Wel, julle weet bykom die Here." Gryp, steek jou hand uit en vat iemand se hand en sê vir hulle, of jou man is, jou vrou is, gryp hulle hand en sê, "Hey, kom ons wees hierdie lewe. Kom ons lewe hierdie Jesus. Kom ons kyk hoe verander. Kom ons maak nou 'n besluit. Kom ons vat nou hande en ons sê, daai skoonma wat my so irriteer, daai familielid wat ons so irriteer, daai een wat altyd net, jy kuier by hulle en hulle vra nooit oor iets oor jou net. Wat daai mens gekom? As jy daar kom, hulle het jou vertel van hulle werk en hulle kinders en hulle goue vis en hulle die en hulle dit en nie 'n woord gevra oor hoe gaan dit met jou nie. Want alles is oor hulle. En dan loop jy weg, jy voel skoon gedreig nie. Dit was lekker. Nee. En ons doen. Ons gaan weg en ek gaan nou nie weer daar kyk nie. Ek kry niks daar uit nie. Jy was nie veronderstel om iets daar uit te kry nie. Pampoentjie. Jy was veronderstel om die atmosfeer te verander met Jesus Christus. Want jy het nie nodig vir hulle om jou te bevestig nie. Jy het nie nodig vir mense om belang te stel nie. Hy stel belang. Hy het sy lewe vir jou gegee terwyl jy nog 'n sondaar was. Alles wat jy nodig het is in hom. Alles wat jy nodig het om jou vrou, jou man, jou kinders, jou familie, jou vriende, jou vyande te behandel is in hom. Wanneer ek en jy net dood is tot self en ons word bewus van hom, verander ons wêreld. Staan, dan gaan ons bid. Vader, dankie vir u woord. Dankie vir u Heilige Gees. Dankie ons identiteit is in Jesus. Dankie ons is kinders van God. Ons is kinders van die Allerhoogste. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Jesus. Ons het die ou mens uitgetrek en ons het onsself met die nuwe mens bekleed. Ons is saam met Christus gekruisig, ons lewe nie meer nie. Christus lewe nou in ons. Ons wat dan nou in Christus is, ons het die ou dinge afgelê. Ons dankie vandag, Here, alles het nuut geword. Kyk, alles het nuut geword. Alles in ons is nuut in ons gees en ons dankie dat u ons help, dat ons siel vernuwe, ons gedagtes vernuwe volgens u woord. Dankie dat ons nie ons ore uitleen aan die vyand nie, die vader van leuns nie, deur te luister dat ons dit nie gaan maak nie, dat hierdie omstandighede gaan ons kraak nie en hierdie siekte gaan dit doen en dat doen nie. Ons leen nie ons ore uit nie, ons weet wie ons dien. Dis die lewende God en u is tot alles in staat en u sê vir ons dat u wil hê dit moet op hierdie aarde wees soos dit is in die hemel. Dit is u wil. En baie keer, Vader, kan ons daarna kyk en ons sê, wel, in die hemel is nie siekte nie, so daar behoort nie siekte te wees nie. Maar weet jy wat, Vader, in die hemel is daar ook nie onmis nie, daar's ook nie twis nie, daar's ook nie kwaadheid nie, daar's ook nie irritasie nie. Het is so maklik om te kyk na die groot dinge en te sê, wel, in die hemel is nie dit nie en dit nie en dit nie, maar dan kom ons, Vader, in ons vergeet van die ander dinge. Daar's net liefde in die hemel, daar's net aanvaarding in die hemel. Help ons om dieselfde te lewe. Help ons dat hierdie boodskap ons lewe sal verander. Help ons deur die Heilige Gees om dit te kan lewe. Vader, ons besef, ons gaan dit nie altyd reg kry nie. Maar ons weet dit motiveer ons. Ons motivering is nie om eendag in die hemel te beland nie. Dis 'n bonus. Ons motivering vandag is om hemel aarde toe te bring, daar waar ook al ons is. Mag u naam verheerlik word in en deur ons lewe. Amen.